Hartlik goeiemôre, mag die Here die baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liefvriende, die rooi kat is seker by ons in Suid-Afrika nogal goed bekend dan ook. En terwyl dit nou een van die katte is wat nogal eintlik baie gevaarlik is en gerespekteer word vir die vermoë wat hulle het. 'n Rooi kat kan tot 3 meter in die lug spring om 'n vleiende voël te vang dan ook. Dan verder is dit ook so dat hulle is hoofsaaklik net vleiseters. Hulle jag 'n wye verskeidenheid van prooi, insluitend klein wildsbokke soos springbokke en steenbokke. Dan sal hulle ook hase en knaagdiere en voëls sal hulle ook vang. Hulle sal dikwels oorskietkos onder die gras en takke toesmeer vir 'n later maaltyd dan ook. Verder het rooi katte 'n buitengewone goeie gehoor en sig en kan die geringste geluid of beweging waarneem. Nogal baie wat 'n rooi kat het om te gebruik om te oorleef dan ook. So liewe vriende, wil ons vandag met u deel oor die ankers wat ons het in hierdie lewe dan ook. Ons het sekerlik almal ankers nodig in verskillende tye, verskillende omstandighede in ons lewe. Het ons ankers nodig. Daar kom moeilike tye, daar kom swaar tye, en dan is dit daardie ankers wat ons sekerlik vashou wanneer die storms van die lewe rondom ons losbreek. En die eerste anker wat ek vandag vir u wil noem is die anker van geloof. Daar in Romeine 5 vers 1 staan daar, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Juis omdat ons die Here Jesus kon vertrou om ons siel te red. As u nog nie die Here vertrou het om u siel te red nie, dan het u nie veel van 'n anker in hierdie lewe nie. Maar as u weet dat u die Here vertrou het om u siel te red, dan het jy 'n vaste anker wanneer die storms rondom u losbreek. Want as die Here u kon verlos en vrymaak van Satans mag en vrymaak van die oordeel van God en dat u nie in die hel sal beland nie, is dit sekerlik die wete dat maak nie saak wat se storm daar in hierdie lewe kan wees, daar is in die Here Jesus hoop. Hy sal help, hy gee vrede, hy onderneem, hy dra deur, hy versterk. En dis die wonderlikheid van dit wat die Here vir ons kom doen. Daarom kan ons geloof in die Here Jesus dan ook so plaas. Die tweede anker wat daar is die anker van gebed. In Efesiërs 6 vers 18 lees ons, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, in die Gees en jy is daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ja, wat sal ons doen, liewe vriende, wanneer die storms van die lewe om ons losbreek? Ons gaan in gebed na die Here toe en ons praat met die Here. Ons vra die Here om ons te help. Die Here het gesê as ons wysheid kort kom, moet ons dit van hom vra. Die Here sê dat ons al ons begeertes aan hom bekend moet maak. En wat daar ook al is, ons kan daaroor bid en dit na die Here toe bring. En die Here kom en hy hoor en verhoor gebed. So dikwels in die psalms word daar verwys hoe die Here in die benoudheid gehoor het en benoudheid gehelp het, toe daar in gebed tot hom ook geroep is. En hulle wat nie in 'n lewende verhouding is met die Here nie, het nie hierdie anker nie. Hulle weet nie hiervan nie. En hulle ken dit nie. Dis hulle wat in daai tye bid en dan voel dit ook maar of hulle teen die plafon vasbid of hulle hoop maar nie dat die Here iets sal doen. En dan die laaste anker vir vandag, liewe vriende, is die anker van getuienis. Jy weet daardie besetene van Gadara in Lukas 8. Hy is verlos van hierdie demone en hy's vrygemaak, en toe hy daar vrygemaak is, toe wil hy saam met die Here gaan. En die Here het vir hom gesê nee. Daar in vers 39 staan daar, gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Hierdie was 'n baie belangrike anker in sy lewe, want dit het 'n getuienis gegee van wat God vir hom kom doen het. Almal in daardie stad het geweet wie hierdie man was. Nou het hulle gehoor wie hy geword het, hulle het gesien wie hy geword het, hoe hy verander is op grond van wat Jesus vir hom kom doen het. Liewe vriende, dis 'n kragtige anker in hierdie lewe, om die getuienis te kan hê van wat God vir jou kom doen het. Nie hoop nie, nie wens, nie iets 'n begeerte dat, nee, 'n getuienis, 'n vaste getuienis
God het my verlos, God het my vergewe, hy het my vrygemaak. Het u hierdie anker ook in u lewe? 'n Absolute sekerheid. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir hierdie ankers wat u vir ons gee. Ongeag die storm, ons kan hierin vas staan. Ons bid vir hulle wat dit nie vandag het nie, dat hulle op u sal kom vertrou en dat u verheerlik sal word. Amen.